Goeiemôre gemeente. Baie welkom by vanoggend se erediens. Dit is vir my 'n heerlike en wonderlike voorreg om so in die nuwe jaar weer saam met u te wees en om weer uit die woord van die Here te lees en by die Here te hoor wat hy vir ons wil sê. Christus, dis nou my eerste keer wat ek meeste van julle sien in die nuwe jaar, so dit is my geleentheid om ook vir u dan te sê voorspoedige nuwe jaar. En ek hoop dat die Here ook in hierdie jaar u ryklik sal seën en dat u ook so sy guns en sy liefde sal beleef. Geliefdes, as ons vanoggend bymekaar kom, dan dink ons veral aan die wat deur 'n moeilike tyd is. En hierdie Desember was maar 'n tyd waarin daar baie seer, hartseer in ons gemeente was. Baie mense was siek en het gelei. En dan het ons ook 'n klompie sterftes ook gehad in die jaar, in die Desembertyd. En dan geliefdes, is daar die wat steeds deur 'n moeilike tyd gaan. So ek wil vra dat u hulle asseblief in u gebede sal hou. Ons dink veral aan tannie Anna Botma, Estie Maree, vir tannie Lala Smit, Frikkie van Staden, tannie Frikkie wat daarna mot is. En dan ook vir Rita Groenewald, sy het vir my gestuur, 'n boodskap gestuur. Sy het 'n hartaanval gehad en sy is dan nou nog steeds in die proses op die herstelpad en gaan nog steeds deur 'n moeilike tyd. Asseblief bid vir haar, dink aan haar, ons dink baie aan haar. Ook vir oom Norman Best en dan ook tannie Emma Boyens. En dan geliefdes in besonder ook vanoggend oom Ad van Sittert wat ook daar by Najaarsrus in die aftreeoord is. Sy dogter is oorlede. Sy is ook in die gemeente daar in moedergemeente in Potchefstroom gewees. Ons dink aan hom. Dit is 'n moeilike tyd waardeur die oom ook gaan met die dood van sy dogter. En dan baie ewe skielik skokkend ook vir ons en ek is seker tannie Betsy hulle daar agter. Dit het vir ons tot 'n groot skok gekom dat oom Cor Pretorius is gister oorlede. En so ons bid vir die familie, vir die gesin, ons dink aan julle en ons bid vir julle in hierdie baie moeilike tyd. En dan is teen 'n skok, ouderling by ons gemeente, sy ma was ook in die hospitaal gewees, ons bid ook vir haar vanoggend. En dan is Tenus se oom aan sy pa se kant ook oorlede. So ons bid ook vir hulle en ons bid vir hulle as gesin. Ons dink aan hulle en soos jy kan hoor, is daar maar baie dinge wat gebeur en ons weet almal gaan deur moeilike tye. Daarom nader ons die Here in gebed. So kom ons raak stil voor die Here, geliefdes, en dan bid ons vir hierdie mense. Hemelse Vader en Heilige God, Here, dankie dat ons U mag nader in moeilike tye. Dat wanneer dit swaar gaan en wanneer ons moedeloos, siek is en ly, dat ons 'n plek het om heentoe te draai. Dat wanneer die dood, Here, na ons toe kom, dat ons nie bang hoef te wees nie. Want U, Here, het ons meer as oorwinnaars gemaak. Daar is niks, Here, wat ons kan skei van U liefde nie. U, Here, U het vir ons die wonderlike voorreg gegee om kinders van God te wees. Omdat ons kinders van God is, weet ons, Here, dat U kyk na U kinders, selfs in ons donkerste oomblikke. Daarom bid ons, Here, vir genesing en herstel, vir hoop en krag. Ons bid ook, Here, dat U ons sal geestelik bemoedig en dat ons ook, Here, so in U gees mag leef. Ek bid dit so in die heilige naam alleen. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus, kom ons groet dan volgende Here met 'n blye hart. Ons groet hom met die hoop wat daar is, ook in stil wees. Ons sing saam lied 519, wees stil en weet, ek is die Here.
Geliefdes in ons Here Jesus, so sê die Here, die skepper van die hemel en die aarde. Wees gerus, dit is ek. Moenie bang wees nie. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Here, en ook so deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, ons sing tot lof van die Here, lied 516. Ons sal dan ooit die vyeboom nie bot nie. Broers en susters, deur die wet leer 'n mens wat sonde is. Kom ons toets ons lewens aan die wet van die Here en vergewis onsself opnuut van hoe skuldig ons almal staan teenoor God en teenoor mekaar. Luister na die wet volgens Deuteronomium 5. Die Here het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde aan die, tot aan die 1000ste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy het heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of dogter, of jou man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was en dat die Here jou God jou deur sy groot genade en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy lang lewe hê en sal dit met jou goed gaan met die land wat die Here vir jou gegee het. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreuk pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie. Ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Ons staan almal skuldig teenoor God en medemens. Laat ons skuld bely met lied 481 vers 1 en 2. The
Broers en susters, nou het ons skuld voor God in ons lied bely het, verseker God se woord ons van sy genade in Efesiërs 2 vers 8. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dis 'n gawe van God. Kom ons bely ons geloof soos volg. Ons glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die heilige algemene Christelike kerk, gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes en die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Nou het ons geloof bely het, laat ons die Here eer met 'n lofsang. Kom ons sing lied 188 vers 1 en 2. Kom dank nou almal God. Net soos jy daar sit, geliefdes, kom ons raak stil voor die Here en dan sluit ons die oë en dan bid ons saam. Heilige Here Jesus Christus, ons verlosser en redder. Ons kyk op na die berge, Here, en ons vra, waar sal ons hulp vandaan kom? Telke male kere in ons lewens, Here, het U al geantwoord. Van U af kom die hulp. Van U wat die skepper van die hemel en die aarde is. Here, as ons vanoggend hier by mekaar kom, en ons begin nadink oor wie U is, wat U doen, hoe U met U kinders maak, dan raak ons weer opnuut bewus daarvan, Here, dat maak nie saak hoe donker die nag, hoe seer ons seer, hoe vreeslik erg die golwe in ons lewens. Wanneer U stem laat hoor, dan smel die aarde weg. Elkeen hier vanoggend, wat in hierdie kerkbank kom sit het, Here, het hulle eie pad met U. En U het met elkeen van ons al 'n ver pad gestap. Van ons het al baie dinge gesien en beleef. Van ons het al dinge gesien en beleef wat ons nie eers vir ons medemens of ons kinders of kleinkinders wil toebid nie. Tog hierdie dinge gebeur. En daarom, Here, het ons U nodig om ons te leer
dat U woord vir ons vanoggend sal oopbreek. Dat ons kan sin maak van hoe ons moet optree in hierdie lewe, van wat ons moet doen, hoe ons moet leef, wanneer die golwe kom. Here, besonder wil ek U vanoggend vra, leer ons vanoggend hoe om te leef, wanneer ons bang word. Wanneer die toekoms onseker lyk, en wanneer ons, Here, nie in beheer is nie. Hierdie is 'n nuwe jaar, Here, met baie geleenthede, met baie blydskap en hoop, maar dit is ook vol uitdagings, en vol onsekerheid. En baie van ons, Here, het nodig om die geloof te vind wat U vir ons bied. Skenk ons nou daardie gawe, Here, sodat ons by U mag leer. Ek bid dit so in die heilige naam alleen. Amen. Geliefdes, hierdie is nou so eintlik my eerste preek van die jaar, en ek het vir baie tyd spandeer daaraan om te dink, wat sou gepas wees vir 'n teks? Wat sou gepas wees vir die jaar wat vir ons voorlê, en wat sou ons kon inspireer, om dan nou ook in hierdie tyd waarin ons is, in hierdie jaar waarin ons ingaan, om by die Here te gaan aanklop. En hierdie gedeelte, geliefdes, wat ons vanoggend saam lees, is een van daardie baie lekker tekste vir 'n predikant om voor te berei. Dit is een van daardie mooi gebeure, die mooi verhale wat in die Nuwe Testament voorkom. En ons lees vanoggend uit Matteus 14 vanaf vers 22 tot 33. Julle sal dit ken as die verhaal waar Jesus op die water loop. Die gedeelte, geliefdes, lees dan soos volg. Dit sê: Net daarna het Jesus sy disippels in die skei laat klim, om so lank voor hom uit te vaar na die oorkant toe, terwyl hy nog eers die mense huis toe laat gaan. Nadat hy die mense weggestuur het, het hy alleen na die berg toe gegaan om te bid. Toe dit aand word, was hy daar alleen. Die skei was reeds 'n paar kilometer van die kus af en is deur die golwe getuister, want die wind was van voor. Met dagbreek die volgende môre het hy op die see na hulle toe aangeloop gekom. Toe sy disippels hom op die see sien loop, het hulle groot geskrik en gesê: Dit is 'n spook. Van angs het hulle hart begin skreeu. Maar Jesus het dadelik met hulle gepraat en gesê: Wees gerus, dit is ek. Moenie bang wees nie. Toe sê Petrus vir hom: Here, as dit regtig U is, beveel my om op die water na U toe te kom. Kom, sê hy. Petrus het uit die skei geklim, op die water begin loop en naby Jesus gekom. Maar toe Petrus sien hoe sterk is die wind, het hy bang geword en begin sink en uitgeroep: Here, red my. Dadelik het Jesus sy hand uitgesteek, hom gegryp en vir hom gesê: Kleingelowige, waarom het jy begin twyfel? Hulle het toe in die skei geklim en die wind het gaan lê. Die manne in die skei het voor Jesus gekniel en gesê: U is waarlik die Seun van God. Tot sover, geliefdes, ons skriflesing dan vanoggend. 'n Mens leef nie net van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom.
Elke Sondagoggend, dan staan hier 'n ouderling, en hy bely, en ons almal bely, ons geloof. Ons staan en ons sê, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here. Ons bely dit, maar terwyl ons dit bely, dan word elkeen van ons diep bewus daarvan, dat geloof is baie meer as net belydenis. Dat wat ons hier doen, is 'n erkenning van die werkwoord van geloof. Maar geloof is allermins nie maklik nie. Ek wil vanoggend by u kom aanklop, dalk 'n bietjie huisbesoek kom doen. Ek wil by u kom sit by u seer. En vir u vra, hoe maak 'n mens wanneer dit moeilik raak om te glo? Wat gebeur wanneer geloof 'n uitdaging word? Ek hoop, geliefdes, vanoggend die persoon van wie ek praat, ek gaan nie hulle naam noem nie, sal my vergewe, hulle sal weet wie dit is. By wie ek in die week gesit het wat deur baie hartseer gaan, 'n diep verlies, 'n erge verlies, verskriklike verlies. Hulle sit by my en hulle sê vir my, Dominee, jy sal vir my met raad gee, want ek twyfel. Ek twyfel want hierdie is net te veel. Ek twyfel want ek weet nie hoe om hierdie seer te hanteer nie. Ek weet nie hoekom die Here hierdie dinge aan my doen nie. En daar is nie 'n antwoord hiervoor nie. En ek sit by die oom en ek besef by myself, ek voel baie keer dieselfde. Wat maak mens wanneer dit moeilik raak om te glo? Wanneer die golwe te groot raak, wanneer die wind te sterk begin waai? Nou geliefdes, die gedeelte wat ons saam gelees het, dink ek is baie toepaslik en kan ons help vanoggend. Kan ons help wanneer ons regtig moedeloos raak en wanneer ons wonder oor wat ons moet doen en wat geloof eintlik vir ons is. Maar voordat ek by hierdie verhaal uitkom, wil ek aanklank vind by die profeet Habakuk. Want sien, Habakuk vang vir my iets hiervan vas, iets van wat ons baie in ons lewens beleef. Habakuk het in die eerste woorde van Habakuk die seer van hulle gemeenskap aan die Here bekend gemaak. En hy begin met hierdie volgende woorde. Die profeet sê, hoe lank moet ek om hulp roep voordat u hoor, Here? Hoe lank moet ek om hulp roep voordat u hoor? Moet ek by u bly kla oor geweld voordat u red? Waarom laat u my die onreg sien wat gedoen word? Waarom kyk u toe as daar soveel elende is? Wel, geliefdes, hierdie gaan aan vir so nog 'n paar verse waarin Habakuk verduidelik hoe seer hy het en hoe hy wonder oor waar God is en hoe God optree. En dan in vers 5 dan hoor ons hierdie woorde. Habakuk sê, die Here het geantwoord, kyk na die ander nasies, julle sal verstom staan oor wat julle sien. Ek gaan nog tydens julle lewe iets doen wat julle nie sal glo
as dit vir julle vertel word nie. Ek gaan iets doen wat julle nie sal glo as dit vir julle vertel word nie. Ek noem hierdie omdat ek juis in daardie oomblik saam met die oom by wie ek gesit het, werklik waar hierdie einste ding beleef het. Ek het hom begin probeer bemoedig, probeer begin vertel van wat hoop daar is in Jesus Christus, van wat daar is om aan vas te hou. En dan hierdie woorde beleef, dat ons nie glo van die dinge wat vir ons vertel word nie. Dat ons uiteindelik soms so diep kan in 'n gat inval, dat ons nie eintlik eers kan glo wat vertel word nie. En dan kom ek by hierdie teks. Hierdie teks in Matteus. 'n pragtige teks, is dit nie? Sien, Jesus laat die disippels, sê die teks, in die skei klim en voor hom uitgaan. Ek wonder of ons soms verby daardie gedeelte lees. Ons mis die feit dat Jesus nie maar net aangegaan het en die disippels besluit het by hulle self om op hierdie boot te klim en in die see in te vaar nie. Nee. Die teks sê Jesus het sy disippels in die boot laat klim en uitvaar. Soms, geliefdes, moet ons besef dat ons in die boot in storms beland. Die eerste ding wat ons vanoggend met mekaar kan saamstem, is dat storms is onvermydelik. Die Here sit ons in hierdie boot wat ons noem lewe. En in hierdie lewe, in hierdie boot, is daar onvermydelike storms. En dit is in hierdie storm waar die Here ons ontmoet. Die teks vertel ons dat Jesus het een kant toe gegaan en alleen gaan bid. En hy het met dagbreek, sê die Afrikaanse 83 vertaling, het Jesus daar aangekom. Maar dit is wel interessant, as jy mooi gaan kyk na hoe hierdie teks eintlik vertaal word, dan wil ek jy moet net oplet. Die dagbreek beteken nie vroeg net bloot die oggend nie. Dit is nie net bloot die oggend nie. Dit is in die Israelitiese, sê maar Joodse denke, die laaste ure van die nag. Ek het die ou Engelse King James weergawe gaan lees. As jy mooi gaan lees, is 'n mooi manier om dit te verwoord. Hy praat van on the fourth watch. Dis 'n interessante manier om dit te sê. Met ander woorde, soos wat die wagte wag gehou het deur die nag, op die 4de wag, die laaste wag van die aand, het Jesus opgedaag. Toe die nag die donkerste was, op sy stilste, het die Here opgedaag. In die stormsee. Nie in die boot nie. Nee, terwyl die wind waai en die storms laat gaan, was die Here Jesus in die storms. Ek weet nie van u nie, maar daar is vir my niks wat vir my meer hoop gee as die feit dat die Here wat ons aanbid nie wegskram van storms nie, maar dat hy op die storms loop. Is dit nie interessant? Dat die Here wat ons elke dag vooruitroep, in die wildste wind en storm weer, die een wat ons nodig het, aangeloop kom in die storm self. Nou geliefdes, hierdie is nie al nie. Die gedeelte gaan oor na 'n stuk mislukking toe. Want Petrus sien vir Jesus raak. En natuurlik die ander disippels. Eers dink hulle dit is 'n spook.
Hulle dink dit is 'n spook wat hulle nader. Dit is nogal natuurlik dat hulle dit sou dink. Ek wil vir julle iets vertel van die antieke mense. Jy moet weet, die antieke mense het geglo dat die see, sê nou maar water, enige watermassa, was 'n verteenwoordiging van groot chaos en mitiese diere en seemonsters. Ons lees daarvan baie in tekste soos Job. En ons weet ook dat die see en watermassa soos dit was ook bekend om plekke te wees waarin spooke gewandel het. So dit is nie vreemd eintlik dat hierdie klomp disippels toe hulle sien op die water hierdie wese hier aankom, dat hulle uiteindelik bang geword het en geskreeu het omdat hulle gedink het dit is 'n spook nie. Oor ons Jesus se woorde: Wees gerus, dit is ek. Moenie bang wees nie. Nou hierdie help ons ook vanoggend in daardie diepe twyfeling. Want sien, as ons dan baie keer in die lewe en omstandighede ingaan, en ons begin sien hoe dinge gebeur in ons lewens wat ons nie verstaan nie, en ons kan reguit sien wat die Here doen, dan word ons bang. Baie keer dan dink ons by onsself, hierdie kan nie die Here wees nie. Hierdie kan nie die Here wees nie. Dan wil ek volgende hê, jy moet hoor wat die Here vir u sê. Wees gerus. Dit is ek. Moenie bang wees nie. Moenie bang wees wanneer dinge gebeur in jou lewe wat jy nie verstaan nie. Wanneer jy die Here voor jou sien en die onmoontlike kom doen nie. Moenie bang wees nie. Sien, dit is hier waar Petrus dan nou oorneem in ons verhaal vanoggend. Het u opgelet hoe Petrus die Here antwoord? Dit het my diep bygeval, dat hy gebruik die woorde: as dit werklik u is, Here, laat my uit die boot uitklim. Die Here Jesus het sopas vir Petrus gesê: wees gerus, dit is ek, moenie bang wees nie. Wat is sy volgende woorde? As dit u is, as dit regtig u is, Here, laat my uit die boot uitklim. Sien, vanoggend staan u ook soos Petrus in die boot met die voet half op die water. Het u al gebid, gevra, gesoebat en gesmeek en gesê: Here, wys my tog u wil, wys my u weg, en as dit u is, Here, laat my om hierdie pad te gaan wat u my opstuur. As dit regtig u is, Here, stuur my op hierdie pad. Dis dan nou hier, geliefdes, waar hierdie verhaal ons weer help. Wat is Jesus se antwoord vir Petrus? Een woordjie, net een woord. Kom. Kom. Sien, Jesus gee 'n eenvoudige opdrag. 'n Eenvoudige opdrag wat ek en jy baie keer huiwer om te doen. Veral wanneer ons twyfel. Veral wanneer dit moeilik raak om te glo. Want hy vra vir jou om te kom. Om uit die boot uit te klim. Om uit die boot uit te klim en te waag om hom te vertrou. Sien, ons 'n ding van geloof wat ek dink ons baie keer mis. Ek dink ons mis dit wanneer ons eintlik regtig probeer sin maak van wat ons in glo. Die Here Jesus het net voor hierdie teks die brood vermenigvuldig
5000 mense brood voorgegee met 5 brode. Jesus het alreeds in hierdie tyd al baie wonderwerke gedoen, en hier voor hulle oë sien hulle Jesus op die water loop. En hulle sien dit, maar dit beteken nie hulle glo dit nie. Sê ons het al baie gehoor van mense wat sê, sien is glo, is dit nie? Baie mense sê dit vir ons, sien is glo. Ek sal dit glo wanneer ek dit sien. Nou hierdie gedeelte bewys vir ons dat selfs wanneer mense hierdie dinge raak sien, dan is dit moeilik om te glo. En wanneer ons uiteindelik hierby uitkom, en die Here ons uitnooi om te kom, uit die boot uit te klim, dan kom ek tot die besef dat geloof is eintlik, in waarheid, 'n oorgee vertroue. 'n Uit die boot uit klim vertroue. Dis om totaal en al oor te gee. Want hier is die probleem. Hier is die probleem vanoggend, en ek wil regtig hê met die oor dit nou asseblief spits vir wat ek nou gaan sê. Hoeveel keer in jou lewe het jy al in vertwyfeling gekom? Het jy begin bang word? Het jy regtig in hierdie diepe seer gekom, en dan het jy vir jouself gesê, wel as die Here nie hierdie dinge gaan doen nie, ek sal moet iets doen. Hoeveel keer het jy nie jou eie lewe weer teruggeneem? Hoeveel keer het jy jou lewe oorgegee aan die Here, gesê, Here, nou gee ek my geloof, my volle vertroue aan U, ek gee dit vir U, hier is my lewe, en dan net wanneer die Here jou in 'n rigting instuur, vir jou sê jy moet uit die boot uitklim, jou voet op die water sit, dan sê jy vir die Here, nee, gee terug, dit is te veel vir my, dit is te veel vir my. Sien vanoggend, die enigste hulp in hierdie hulpelose en hopelose omstandighede is 'n oorgee geloof. Dis 'n uitklim geloof. En uiteindelik dan stap Petrus in hierdie gebeure op die water. Hy stap tot naby aan Jesus. Hy is die naaste aan Jesus as wat hy kan kom. En in Jesus se nabyheid, wat sien hy? Hy sien die wind. Hy sien die wind en die storm, en hy raak bang. Hy het baie gewonder, hoekom sou hierdie storm hom bang maak, as hy vir so ver alreeds die wonderwerk self beleef het. Hy het so ver tot by Jesus gestap, hy's naby aan Jesus. Hy's naby aan die Here wat hy aanbid. En tog sink hy. Hoekom? Ek dink, geliefdes, as mens regtig dit wil opsom, dan dink ek die antwoord lê daarin dat ons baie keer in ons lewens sien dat Jesus die onmoontlike dinge kan doen. Dat Jesus doen onmoontlike wonderwerke, dinge wat onwerklik is, maar ons sê die Here Jesus is almagtig en kragtig en hy kan hierdie dinge doen, maar nie ons nie. Nie ons nie. Want wie is ons nietige mense? Of in daai oomblik was Petrus se omstandighede vir hom groter as die God wat hy aanbid. Selfs in die nabyheid van God kan die omstandighede jou takel. Maar hier, geliefdes, in hierdie diepe, moeilike oomblik, hier is waar die ware skat van hierdie teks lê. Hier is die skat vir jou vanoggend. Hier is dit. Hoor jy in jou hopeloosheid, hoor my nou? Toe hy sink, het Jesus hom opgetel.
Jesus het sy hand uitgestrek en hy het hom gevat. En die wind en die storm het bedaar. En die wat dit gesien het, het erken, waarlik, hy is die Seun van God. Geliefdes, jy is al deur baie in die lewe, al baie gesien en beleef en ervaar. Jy het al in die boot geklim in daardie stormsee. Jy het al gesien hoe Jesus na u toe aankom en u in 'n rigting instuur, hoe Jesus jou uitgenooi het. Jy het al baie keer sy roepstem gehoor, is ek reg? Hoe hy vir jou sê, kom vertrou my. Baie keer het jy al hom vertrou. Baie keer het jy al vir die Here gesê, ja, ek maak staat op u. En toe jy naby aan die Here was, toe jy regtig aan hom vasgeklou het, toe jy by hom gestaan het in jou stormsee, het jy getwyfel. Vanoggend wil ek vir u sê, selfs in daardie seer, selfs in daardie twyfel, strek Jesus sy hand uit en hy tel jou op. En hy sê, klein gelowige, waarom het jy getwyfel? Waarom het jy getwyfel? My uitnodiging vir u vanoggend is die volgende. 3 dinge. Weet dat jy in storms sal wees. Moet nie wonder as dit kom nie. Die tweede, vertrou op die Here. Klim uit die boot uit. Gee oor aan God. En nommer 3, as jy sink, weet dat Jesus is naby. Jy is nie alleen nie. En dat jy veilig bly. Selfs in jou diepste vertwyfeling, skiet die Here jou nie weg nie. Gooi hy jou nie weg en sê, ag, hierdie is nie meer 'n gelowige werd nie. Selfs in die diepste van jou vertwyfeling, strek Jesus sy hand uit en tel jou op. As jy hierdie 3 dinge onthou, as jy daarin vasklou, o kind van die Here, as jy voor my kom sit by hierdie huisbesoekgeleentheid, dan sal jy kan aangaan. Dan sal jy kan aangaan en jy sal die lewe kan verdra. Jy sal kan vrede vind. Jy sal kan vreugde vind. En jy sal kan leef soos die Here wil hê jy moet leef. Ek sluit af met die volgende woorde. Hierdie is werklik waar my laaste woorde. Jesaja 29 vers 15 sê die volgende woorde. Hy sê, julle het dit agterste voor met alles. Hy sê, asof die pottebakker die klei is. Die maaksel kan mos nie vir die maker sê, hy weet nie wat hy maak nie. Die kleipot kan mos nie vir die pottebakker sê, hy weet nie wat hy doen nie. O klei, o vormbare, sagte ou klei. Wees stil en weet, die Here is jou God. Hy is in beheer. Gee oor aan hom, vertrou hom, maak staat op hom, nou en tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, Here, dankie dat ons op U mag vertrou. Help ons, Here, lei ons vanoggend.
Om selfs in ons donkerste seer, ons grootste stormwind, dat ons op U mag staat maak. Daar is baie kere, Here, waar ons gewonder het waar U is, waar ons U nie in ons boot, in ons lewens gesien het nie. Waar ons baie keer, Here, in ons lewens gewonder het waar U is, om dan om maar net te besef, dat U loop op ons storms. Vanoggend, Here, vanoggend kom ons na U toe met daardie selfde hoop, selfde geloof, wat daar was in Petrus, toe hy sy voet op die water sit. As U ons vanoggend roep om te kom, dan sal ons kom, Here. Dan sal ons uit die boot uit klim en ons sal na U toe kom. Ons sal gaan, Here, waar U ons wil stuur. Want ons vertrou U. Al wat ons vra, Here, is dat U ons ook sal optel. Dat U ons ook sal vang, as ons sink, soos Petrus gesink het. Toe sy omstandighede oorweldig het, Here, het U hom veilig bewaar. Help ons ook so, Here. Ons bid dit so, alleen in die naam, bo elke naam. In die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Kom ons groet volgende Here geliefdes met 'n lied. Ons sing lied 528. Leer my U wil, Heer, U doel met my. Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Geliefdes, net so 'n paar enkele afkondigings vir ons en mekaar uit gaan. Baie geluk aan die wat hierdie week verjaar. Die 11de is Annika van der Westhuizen wat verjaar. Baie geluk Annika met jou verjaarsdag. En dan ook Serena, wat verjaar. Baie geluk ook met jou verjaarsdag. Ek sien julle sit daar bo. Ek hoop Sebastian bederf jou uit jou nate uit.
En dan ook Janie Keet wat verjaar, baie geluk Janie met jou verjaarsdag. En die 13de Erasmus Averisk, baie geluk Erasmus. Dan die Margaret Verriet, dan die Margaret, waar is dit dan nie? Waar is dan nie? Daar heel agter, baie geluk dan die Margaret. Het mag dan nie ook 'n wonderlike verjaarsdag hê. Ek hoop nie dis wanneer dit dan in die hospitaal is nie. Is dit? O, jene, nie. Daarom nie. Okay, ons sal vir Tannie kom geluk sê. Dan geliefdes vir Mara Kreer wat ook verjaar, baie geluk. Dan die 15de is Marina Kok wat verjaar, baie geluk ook Marina met jou verjaarsdag. Die 16de Januarie is dit ook Esther Ackerman wat verjaar, ons wens haar ook baie geluk. En dan ook Arie Klaasen wat verjaar, baie geluk ook met jou verjaarsdag, mag die Here ook jou ryklik seën. Dan geliefdes op ons kalender, die 13de Januarie, dit is dan nou Dinsdag, is daar weer Bybelstudie om 9 uur, maar daar sal nie Bybelstudie die aand wees nie, hoor. Daar sal nie hierdie week Bybelstudie die aand wees nie. Dan geliefdes, dit is nou maar net 'n fout op die kalender daar. Dan geliefdes, die almanak is ook dan nou beskikbaar. Dit is dan nou die so boek wat ons altyd van die kerk, asseblief met dagstukkies en ook al die kontakbesonderhede van die gemeentes. As u so 'n boek wil hê, asseblief maak 'n draai by die kantoor en kom bestel. Dit kos R200 vir daardie almanak. Die kerkraad wat verkies is, word voorlopig bevestig op die 25ste Januarie. Ek weet ons het nog 'n saak om oor te praat, ek en Bram. Dit is, en dan geliefdes, die kantoor se kontaknommer het ook verander. Ek sal nou na die erediens, gaan ek vir almal van u hierdie nommer aanstuur. Ons vra u asseblief om hierdie nommer te stoor as die nommer van die kerkkantoor, van ons gemeente se kerkkantoor, asseblief, ons gaan van nou af van hom af werk. Die 056 nommer is dan nou nie meer aktief nie. Dan geliefdes, is ons baie bly om ook vanoggend aan te kondig dat ons eerste projek van die jaar is nou aan die gang. Dit is dan nou op die 28ste Maart, dit is 'n Saterdag, het ons die 3 van die bestes. Dit is dan, jy moet nou my help met die name, ek vergeet die name. Wie? Dani Niehaus, Germand Geldenhuys en Matthys Roots, wat vir ons kom optree. Die plek waar hulle optree is daar die pragtige mooi kerkgebou daar in Vredefort. Dit is vir ons 'n baie toepaslike en 'n goeie spasie. Hy vat so wat 800 mense. So asseblief, ons wil u vra, dit kaartjie kos slegs R250. Asseblief, kom help ons om kaartjies te verkoop en kom koop 'n kaartjie, asseblief. Ons wil graag hierdie ook 'n sukses maak. Dit is een van daardie belangrike projekte in die jaar wat ons help om ook ons begroting te laat klop. So ons vra u mooi om ons asseblief te help om hierdie projek 'n sukses te maak. Ek is seker dit gaan wees. Ek dink dit is 'n mooi geleentheid. Dit geliefdes is dan al van my af. Mag jy 'n geseënde Sondag verder hê. Totsiens vir almal van julle. Asseblief, as u dalk 'n geleentheid sien om te help met die teeskink, kom maak 'n draai. Ons vra sommer vir almal van julle om ons te help. Kom drink 'n koppie tee. Totsiens vir julle almal.